Goeiemôre, 9 Januarie, tyd vir 'n bietjie refugee antwoorde. Sorry ek het julle 'n bietjie afgeskeep hierdie week met min feedback op refugee goeders, behalwe 1 of 2 waarskuwing video's. Maar veral op die vrae en antwoorde vir die program. Ek was heeltemal vasgedraai hierdie week, heeltemal besig. Is nou 'n bietjie stiller. Môre gaan ek weer in die oggend moet ek lugmag business gaan doen. Maar ons sal môre live doen. Ek sê dat weet watter tyd die live sal wees, maar dit sal môre aan 7 uur, 8 uur môre aan Suid-Afrika tyd wees. So, om te begin, voor ons begin, net weer eens, vir almal laat weet, ek het ongelukkig nie 'n publieke e-mailadres nie. Baie mense vra, hoe kan hulle my persoonlik kontak en so aan. Ek het ongelukkig nie 'n publieke e-mailadres nie. Ek het ongelukkig nie tyd om daarna te kyk. Dis hoekom, dis nie beskikbaar iewers nie, want ek wil vir iemand sê, okay, hy kontak my hier, en dan kom ek hier terug na jou toe, en dan voel julle, ek skeep jou af nie. Want ek het net nie tyd om by dit uit te kom nie. So ek vra om verskoning vir die wat definitief vir my wil persoonlike goed vra. As jy wil, probeer dit in 'n konteks sit wat general is, en sit dit op die vraag, want ek lees een keer elke tweede dag of so deur die vraag, wat onder by die comments wat onder by die video's gemaak word, en volgens daai comments en goed, kyk ek bereik 'n paar vrae en antwoorde voor. Want dit vat my vinnig, dit kan my 'n halfuur vat om te doen. As ek net elke ou persoonlik moet terugvoer gee, gaan dit my heeltemal te lank vat, en ek het definitief nie tyd vir dit nie. Ek is jammer daarvoor. Die tweede ding is nog steeds mense wat huil my taal gebruik. Is maklik, as jy nie my mixed Afrikaans-Engels verstaan nie, dis fine, rol verby, of kyk onder na die closed captioning, dit sal daar ook op die video wees, in Engels, as jy net Engels verstaan. Ongelukkig, bly ek al 17 jaar in Amerika, my 80-70% van my dagse kommunikasie is Engels, my brein dink aan Afrikaans, en om hier te sit in suiwer Afrikaans op jou praat gaan klink of ek een of ander dysleksie het, want ek gaan hakkel, ernstig. So, dit gaan inkom, en as jy nie daarvan hou nie, is fine, dit is nie 'n probleem met my nie, ek kan net verbyrol. So, kom ons begin. Iemand het gevra, is daar al op refugees in Tennessee? Daar is refugees in Tennessee, maar daar is nie 'n plekke in Tennessee wat hulle stuur om original nie. Die 4 of 5 refugees wat so ver in Tennessee is, 10 to 1 is almal by familie. Hy is nie op die Afrikaner refugee program, caseworkers in Tennessee. Dit sal seker kom op 'n stadium, maar dat is nie op die oomblik nie. So, dit is nie op die oomblik een van die plekke wat jy sal gaan met 'n caseworker nie. Jy sal daar gaan as jy familie het en jy opt om met die familie te gaan en so aan. So, dis vir Tennessee. Iemand vra, gaan hulle my paspoort vat as ek die aansoek insit en gaan vir die interview en so aan, en so my burgerskap opgee? Daai het ek al baie gehoor. En party mense is baie adamant, ja, hulle doen dit nie, hulle vat nie jou paspoort nie, glad nie, nêrens, nooit nie. Jou paspoort moet geldig wees vir meer as 6 maande vandat jy vlieg. En jy gaan jou paspoort nog moet hê vir 6 jaar terwyl jy in Amerika sit, want jy kan nie jou burgerskap opgee voor jy nie 'n burgerskap by 'n ander land het nie. En die enigste manier hoe jy burgerskap gaan kry is na 'n jaar wat jy 'n refugee is, moet jy jou aansoek insit vir jou green card, wat 'n paar maande tot 'n jaar of 2 jaar kan vat, dan het jy jou green card, die dag wat jy jou green card het, vat dit jou nog 5 jaar, voor jy aansoek doen vir jou burgerskap, en in die proses daar, so, dink about 6 jaar ten minste, wat jy nog jou SA paspoort gaan nodig het, en as jy die land verlaat, nadat jy jou green card hier gekry het, moet jy die land verlaat met jou SA paspoort, en jou green card, want jy het jou green card nodig om terug te kom in die land, en maar om uit te gaan na enige ander plek toe, het jy jou SA paspoort nodig. As jy byvoorbeeld Canada, Engeland, waar jy wil besoek, moet jy op 'n SA paspoort, en onthou ook, jy is nog steeds 'n SA paspoort, so jy moet onthou, as jy iewers as jy wil in Duitsland vakansie hou, of in Parys, of whatever, kyk net, jy gaan nog 'n visa moet betaal vir die plekke. Amerikaanse paspoorte, meeste plekke in die wêreld het jy nie 'n visa nodig hê, maar jy gaan een nodig hê as jy nog op 'n SA paspoort is. En ook die vervaldatum op jou paspoort, as hy begin verval, gaan jy dit aansoek moet doen vir replacement deur die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington DC of in New York, en dit gaan jou 'n hele paar maande vat voor jy jou replacement paspoort gaan kry.
Dis nou te doen met paspoorte. Okay, iemand het gevra, what is the correct way to start the process? So we obviously have some new people on the group and some new people looking into the program. It's good to have fresh people. Also, there's a lot of people who's been here for months and some starting new and some now want to start the process. What's the correct way? Right now, the correct way, go to the website of the American Embassy in South Africa. On that website, you will find a refugee program application. You go in there, you complete the application, and the process will start running. You will see feedback from there, they'll contact you and so on. So that's the correct process. Get your paperwork in place. You're going to definitely need a passport, a current passport. You will eventually need, or you're going to definitely need a birth certificate and marriage certificates and proof of citizenship in South Africa. And then obviously after that, you're going to start needing unabridged birth certificates, unabridged marriage certificates, and so on. Get that paperwork ready so long. So, iemand het gevra, wat dink jy van Chicago, Minneapolis, Denver, Columbus in Ohio en Louisville as stede? Persoonlik ek sal nie by een 5 stede gaan bly nie. Niks fout met die stede, maar die stede, dis wat jy daar genoem het, is allemaal democrat stede, met groot, sterk democrat denke en goeders. Nou, as jy buitekant die stad gaan bly, jy weet, in die subdivisions buitekant, die stede, nou praat Chicago, Minneapolis, Denver, Columbus en Louisville, dat is baie nice woonbuurte in die buitekant. So, jy kan lekker geld maak as jy in die stad werk, jy bly buitekant in een subdivision buitekant, jy weet, waar het bietjie nie normaal is. En soos hier sê, hier waar ek is, Nashville is baie sterk democrat, die populasie is baie sterk democrat, maar ek bly buitekant die stad, so ek bly baie lekker waar ek bly, en nie waar ek werk is nie 'n probleem nie, so, maar persoonlik om te gaan bly, ek is nie in vrystede gaan bly nie, ek hou meer van die platteland, so omgewing, en ook die probleem is met die stede, hulle is so groot, dat hulle platteland buite is nie so meer platteland, jy moet ver gaan om platteland te kom, so, as jy wil commute, ver. Wat gebeur as hulle jou vliegtyd bespreek en alles, en jy vermis dit, jy vermis die dag wat jy moet gaan vlieg, jy verpas daai, omdat jy een of ander probleem gehad het. Well, 10 to 1 dink ek, hulle gaan jou miskien uitskuif na die agterkant van die lyn toe, ek weet nie, hulle kan jou dalk help met 'n volgende vlug, 'n paar dae later of iets, maar jy kan nie daarop aandring nie. As jy nie kan opdaag, die dag wat hulle vir jou sê, jy moet opdaag nie, het gaan nie 'n goeie ding wees nie, want dit gaan jou goed uitskuif, en hang af van die UCSIS agents wat daar is, of hoe hulle voel daaroor. So, as jy 'n dag en 'n tyd het, maak jy alle kanse dat jy gaan. Ok, moet nie probeer om daai te vermis nie. Is the applications, do they work through applications on random, or is there a system? No one knows. There's no system. I don't think they just pull out random numbers. I think there must be a system, but what the system look like and how it works, no one knows, because we know people apply. Some people apply after, Ben applied after Joe, and they interviewed Ben first. How that happens, I don't know, and no one knows that system. Moet my seun 'n duvet saamvat as hy oorgaan? Dit is nogal baie gewig om in 'n tas te sit. Jy hoef nie baie goed te bring nie. Onthou as jy hier kom, hulle sit jou die eerste aand in 'n hotel of so, en jy gaan in akkommodasie in wat klaar die goed het. En as hy nie het, jy moet jou keiswoker vir jou gou gaan Walmart toe gaan en vir jou duvet koop vir jou bed. Want dit is van jou geld wat hulle gebruik anyway. So, moenie baie goed bring in jou tas nie, gebruik jou tas vir jou persoonlike goeders. Jy het definitief nie nodig om dit te bring nie, en as jy hier is en jy het nie genoeg baie goed vir jou bed nie, Uber na die naaste Walmart toe en gaan koop, hulle is goedkoop. Jy kan koop vir jou nog 'n ekstra kombers of 'n kussing of wat jy nodig het. Moet ons weer vir medies gaan as ons al 6 maande wag om te vlieg? Nee, jy gaan net weer vir medies as hulle so sê. As hulle nie vir jou sê, gaan weer vir medies nie, so, gaan hulle jou weer stuur vir medies as jy al 6 maande wag? Moontlik, want hulle kyk gewoonlik die mediese sertifikaat wat hulle uitreik, hou gewoonlik so 6 maande, maar as jy te sê, hulle gaan jou definitief weer stuur nie, hulle kan net sowel kom dan sê, nee, hier is nog alright, jy kan maar gaan, maar jy moet net doen wat hulle vir jou sê. Iemand het my eendag ook gevra, as hulle vir my sê, ek moet
iets saambring of iets doen, moet ek dit doen. Onthou, as hulle iets vir jou sê, moet jy dit doen. As jy dit nie wil doen nie, dis fine, jy hoef nie. Moet nie verwag dat om te trek nie, om te kom nie. Dieselfde vraag wat ek ook gehoor het. Wat van, mense sê, wat van, ek het my eie vermoë, kostes en alles, as ek klaar goedgekeur is, kan ek nie my eie kaartjie koop en vlieg en spaar, ek gaan anyway die kaartjie moet terugbetaal. Nee, jy kan nie. Jy kan nie op jou eie kom nie. En nou vra die mense, hoekom nie? Want die mense wat die proses voltooi het, dit bepaal nie hoeveel mense om wanneer vlieg jy nie. Die enigste ding wat bepaal wanneer jy vlieg, is daar 'n caseworker aan Amerika kant om jou te ontvang? Is daar een beskikbaar? So die beskikbaarheid van caseworkers in Amerika se kant, aan die ontvangkant, dit is bepaal hoeveel mense gaan vlieg op 'n slag en wanneer kan jy vlieg. Want daar is nie net 'n unlimited getal caseworkers wat hier op lughawens rondhang om mense random te vang wat inkom op 'n refugee program en hulle te help nie. Jy sien, dis die probleem. So dis dieselfde met lugrederye. Kom ek nou hoef nie eens die analise te doen nie. Mense sal weet waarvan ek praat. Maar dis die ding. Dit is wat dit is. Jy word nie bepaal wanneer jy klaar is om te vlieg nie. Die bepaling kom van wanneer is jou caseworker in Amerika gereed om jou te ontvang. En hoeveel is daar om gereed te wees. En soos ek gesê het in 'n vorige video, onthou, een caseworker kan byvoorbeeld 5 families hanteer. Daar's net 3 caseworkers in hierdie stad, so hulle kan 15 families totaal hanteer. Hulle kan nie nog een kry voor die eerste een van die system af is nie, dan bly weer oop spot, dan kan die volgende een kom. So dit is wat die ophoud gemees, die bottleneck gaan wees. Ek werk by 'n laerskool wat gehoorgestremde kindertjies het, en hulle meng hulle met gewone kinders en gehoorgestremdes in dieselfde klas. Is daar ook so iets in Amerika, sulke tipe skole? Almal doen dit. Meeste skole, public skole. Jy sal sien as jy teruggaan op my video's, ek het video gemaak live met special guest en live met 2 special guests. Kyk daarop. Alles in terme van skole word daar bepaal, word daar bespreek. En jy sal ook sien wat se hulp jy kry hierso. Jy kry allerhande hulp. So as jou kinders gehoorgestremd is, hulle kan na gewone public school toe gaan en inmeng met hulle maatjies. En hulle gaan support kry en die government betaal vir alles. Word orientation steeds met teams gedoen? Onthou net, daar's nie net een orientation nie. Daar's meer as een. Yes, jy gaan 'n orientation oor teams doen wat hulle vertel anders. Die laaste orientation wat jy gaan doen in Suid-Afrika kant is die dag wat jy vlieg. Daai oggend gaan jy by 'n plek wees waar hulle jou weer orientation gaan gee, maar dis in person, want hulle gee jou dokumentasie en jou lanyard en jou ticket en al daai goeder. So orientation, onthou, daar's nie net een orientation nie. Daar's verskillendes. My skeybrief is in Afrikaans, moet ek dit in Engels vertaal? Ek dink is vanselfsprekend, yes. Onthou, Amerika verstaan nie Afrikaans nie. Dit moet in Engels, al jou dokumentasie moet in Engels wees. En jy kan dit nie net self tik gou vertaal nie. Dit moet genotarized wees, dat dit vertaal is deur 'n erkende besigheid wat goed vertaal in die korrekte manier. Daai van net, ek tik dit gou oor in Engels en vat dit vir die polisiestasie om te sign, daai werk lankal nie meer nie. Dit moet 'n notarized wees, vertaling wees. So jy moet 'n erkenbare plek kry, weet wat jy goed vertaal in Engels en dit moet notarized genotarized word. So enige ding wat in Afrikaans is, moet in Engels wees. Jy het nie 'n keuse nie. Alles moet in Engels wees. Hoe lank het julle gevat? Dis seker 'n persoonlike vraag vir my. Hoe lank het julle gevat om aan te pas en vriende te maak? Dit hang van mens tot mens. Hang van jou persoonlik self af. Vir my nie van lank nie. Ek vinnig geconnect met military community, want ek is 'n soldaat, so ons connect vinnig. En jy connect vinnig met mense in die kerk as jy kerk toe gaan. Alles gaan van jouself afhang. Party mense sal maande vat voor hulle regtig connect, maar dit is hulle eie, met hulle wil nie uitgaan, outreach nie. Onthou die mense in Amerika gaan nie na jou toe outreach, jy moet na hulle toe outreach. Ek het vrystelling vir diensplig gehad. Moet ek nog steeds 'n militêre dokument kry? Yes, jy moet. Almal wat onder 'n sekere ouderdom is, moet, en ek weet nie wat is, ek dink is 64 of something, moet 'n military clearance certificate hê.
Almal. As jy nou diensplig gedoen het of nie. As jy onder daai ouderdom is, moet jy 'n military clearance sertifikaat hê, dis mandatory. Vir alle lande soos mans wat in Amerika wil inkom, moet jy dit hê anyway. So, dis die vraag vir vandag. Soos ek sê, 10 to 1 gaan ons môre 'n live doen, en as dit is, gaan dit môre aand 7 uur of 8 uur môre aand SA tyd wees. Saterdag aand. Dan sal ek julle weer sien. Geniet die dag.